Tydens onderwerp 8 van numeriese patrone vir graad 6 moet leerders nie net 'n vloeidiagram kan voltooi nie, maar ook die getalsinne van 'n vloeidiagram kan skryf. Wanneer die volgende vloeidiagram verskaf word, kan leerders sien dat die invoerwoorde 5, 7, 10, 11 en 20 is en die reël is maal 3 plus 1. Nou om die waardes te bepaal, het ons 'n berekening wat ons doen en die berekening word eintlik die getalsin gewys. So die eerste een, as 5 ingevoer word, sal die getalsin soos volg lyk. 5 maal met 3 wat 15 gee, voeg 1 by wat dan 16 gee. So die uitvoerwaarde is 16. Vir 7 om ingevoer te word, sal sy getalsin wees 7 maal 3 wat 21 is, voeg 1 by wat 22 is. So die uitvoerwaarde is dan 22. As 10 ingevoer word, is 10 se getalsin 10 maal 3 wat 30 gee, plus 1 wat 31 gee. So die uitvoerwaarde is 31. As 11 ingevoer word, is sy getalsin 11 maal 3 wat 33 is, plus 1 wat 34 gee. So die uitvoerwaarde is 34. En die laaste invoerwaarde van 20 wat ingelees word, sy getalsin sal wees 20 maal 3 is 60, plus 1 gee 61, so die uitvoerwaarde is 61. Nou indien 'n vloeidiagram vir leerders verskaf word waar die invoerwaarde gegee is soos hierdie een, is dit maklik om die getalsin te wys. Maar by die volgende voorbeeld, waar die uitvoerwaarde verskaf word met die reël, is die getalsin bietjie meer ingewikkeld, want leerders moet onthou wat in die vorige video verduidelik is dat wanneer ons terugwerk van die uitvoerwaarde na die invoerwaarde, dat ons nie gaan maal met 4 plus 3 nie, maar die teenoorgestelde bewerking gaan doen, en dit sal wees as volg. Ons sal 3 aftrek en deel deur 4. So as ek met my eerste invoerwaarde begin van 7 en ek trek 3 af en deel deur 4, sal die getalsin soos volg lyk. So 7 trek 3 af is 4, gedeel deur 4 is 1. So die invoerwaarde is 1. Maar as ons ook die invoerwaarde net wil seker maak, en ons werk om deur die oorspronklike reël, sal 1 maal 4 4 wees, plus 3 gee dan 7. Die tweede uitvoerwaarde van 11 sal getalsin soos volg lyk. So 11 minus 3 gee 8, gedeel deur 4 gee 2, so die invoerwaarde is 2, en as ons dan weer toets met die oorspronklike reël, 2 maal 4 is 8, plus 3 is 11. As 15 die uitvoerwaarde se getalsin geskryf moet word, sal dit soos volg lyk. So 15 minus 3 gee 12, gedeel deur 4 gee 3. So die invoerwaarde is 3. As 3 ingevoer word met die reël, sal dit 3 maal 4 wees wat 12 is, plus 3 wat 15 gee. 43 wat die uitvoerwaarde is, sy getalsin sal soos volg lyk. 43 trek 3 af gee 40, gedeel deur 4 gee 10. So die invoerwaarde is 10, en as ons weer wil toets, 10 voer in maal 4 is 40, plus 3 is 43. Die laaste uitvoerwaarde van 403, sy getalsin sal wees 403 minus 3 is 400, gedeel deur 4 gee 100. So die invoerwaarde is 100. As ons weer eens net wil seker maak of die waardes reg is, sal die 100 ingevoer word en gemaal word met 4 wat 400 gee, plus 3 wat 403 gee.